Goeiemôre liewe vriende en welkom by die volgende episode van Koffie vir jou siel. Vandag is die 13de Februarie 2026. Die titel vir vandag, Vryheid deur God te geniet, en die tema, waarom moet ons tyd alleen saam met God deurbring? Terwyl ons hierdie tema afsluit om die belangrike vraag te probeer beantwoord van waarom ons tyd alleen saam met God moet deurbring, gaan ons vandag kyk na hoe God vryheid bied deur hom eenvoudig te geniet. Ek hoop en bid dat kettings wat jou vashou aan die sorge en sondes van hierdie wêreld, vandag van jou sal afval, terwyl ons die Gees volg op 'n pad om God meer ten volle te geniet. Die sleutelvers vir vandag kom uit 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Die oordeenking vir vandag, nuut gemaak om God te geniet. God het jou geskape om hom te geniet, nie as 'n opsionele geestelike luksheid nie, maar as die ware doel van jou bestaan. Die skrif verklaar dat ware vreugde, ware plesier en ware lewe alleen in sy teenwoordigheid gevind word. Jy is ontwerp om jou te verlustig in sy goedheid, sy voorsiening, sy skepping en sy onwrikbare liefde. Om God te geniet is nie 'n bybedoeling nie. Dit is die kern van wat dit beteken om 'n nuwe skepping in Christus te wees. As gevolg hiervan is dit nie bloot opbouend om God te geniet nie. Dit is die krag wat die sonde se greep breek. Wanneer jy nie jou vreugde in hom soek nie, sal jy dit onvermydelik in die wêreld gaan soek. Mense kan nie sonder plesier, liefde, betekenis en vreugde leef nie. Die probleem is nie begeerte self nie, maar misplaaste begeerte. Sonde floreer waar genot in God afwesig is. Baie gelowiges neem aan dat sonde bloot 'n mislukking van selfbeheersing is, asof dit die oplossing is om jou begeertes te onderdruk. Maar jy was nooit bedoel om sonder begeertes te leef nie. Jy was bedoel om jou begeertes in God te vind. Totdat die diep honger om liefgehê, geken, veilig en verheug te word, deur hom bevredig word, sal jy altyd iewers anders daarna bly soek. Slegs die liefde van God kan die drange stilmaak wat ons tot sonde dryf. Ware vryheid begin wanneer jy 'n daaglikse ritme bou om God te geniet, sy goedheid te proe, in sy teenwoordigheid te rus en sy liefde jou te laat definieer. Soos jy sy liefde teekom, verloor die wêreld sy aantrekkingskrag. Die ou dinge gaan werklik verby en die nuwe lewe in Christus word jou geleefde werklikheid. Smaak en sien dat die Here goed is en laat die vreugde om hom te ken jou dieper intrek in die lewe waarvoor jy geskape is. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die Heilige Gees maak jou oë oop vir 'n werklikheid wat veel groter is as enigiets wat jy op jou eie kan verbeel. Wat God voorberei het vir diegene wat hom liefhet, is nie teoreties ver afgeleë of gereserveer vir 'n ander leeftyd nie. Dit is 'n huidige uitnodiging na die dieptes van sy hart. Deur die Gees word jy toegang gegee tot die liefde, vreugde en bedoelings van God self. Jy raai nie wat God se liefde is nie, jy is gemaak om dit te ken. Die Gees openbaar die onmeetbare rykdom van sy sorg, sy gedagtes teenoor jou en sy begeertes om jou lewe te vul met wat geen oog gesien het en geen hart ooit bedink het nie. Niks omtrent sy liefde is beperk, huiwerig of teruggehou nie. Hy hou niks terug van diegene wat hulle aan hom oorgee nie. Laat hierdie waarheid diep in jou vestig. God het dinge vir jou voorberei wat jou verbeelding oortref, want sy liefde gaan alle verstand te bowe. Hoe meer jy jou aan die Gees oorgee, hoe meer sal jy die goedheid smaak wat nog altyd op jou gewag het. Mag jy vandag in daardie liefde tree, ten volle, vrylik, sonder voorbehoud, en jou vervulling vind in die God wat daarin slaag om sy hart aan jou te openbaar. Die aanbiddingslied vir vandag is deur The Sing Team, getiteld Satisfied in You. I have lost my appetite, and a flood is welling up behind my eyes.
so I eat the tears I cry. And if that were not enough, they know just the words to cut and tear and prod when they ask me, where's your God? Why are you downcast, oh my soul? Why so disturbed within me? I can remember when you showed your face to me. As a deer pants for water, so my soul thirsts for you. And when I behold your glory, you so faithfully renew, like a bed of rest for my fainting flesh. I am satisfied in you. When I'm staring at the ground, it's an inbred feedback loop that brings me down. So it's time to lift my brow and remember better days when I love to worship you in all your ways with the sweetest songs of praise. Why are you downcast, oh my soul? Why so disturbed within me? I can remember when you showed your grace to me. As a deer pants for water, so my soul thirsts for you. And when I survey your splendor, you so faithfully renew, like a bed of rest for my fainting flesh. I am satisfied in you. Let my sighs give way to songs that sing about your faithfulness. Let my pain reveal your glory as my only real rest. Let my losses show me all I truly have is you. 'Cause all I truly have is you. So when I'm drowning out at sea, and your breakers and your waves crash down on me, I'll recall your safety scheme. You're the one who made the waves, and your son went out to suffer in my place, and to tell me that I'm safe. So why am I down? Why so disturbed? I am satisfied in you. I am satisfied in you. I am satisfied in you. I
I am satisfied in you. I am satisfied in you. Kom ons bid saam. Vader, ek kom voor U as iemand wat nuut gemaak is in Christus, maar steeds leer om my vreugde in U alleen te anker. Verwyder elke valse bron van bevrediging, elke plek waar ek probeer het om myself te vul met wat nie lewe kan gee nie. Wend my hart van die vlak plesiere van die wêreld en trek my in die dieper vreugde wat slegs in U teenwoordigheid gevind kan word. Leer my om U te geniet, nie af en toe nie wanneer die lewe moeiliker word nie, maar as die daaglikse ritme van my siel. Laat die openbaring van U liefde elke begeerte stilmaak wat my eens na sonde getrek het. Laat die plesier om U te ken elke nagemaakte plesier wat eens my aandag gehou het, oortref. Maak U nabyheid my vreugde, my toevlug en my bevrediging. Heilige Gees, openbaar die dieptes van God se hart aan my. Wys my die liefde wat geen oog gesien het en geen verstand ooit verbeel het nie. Laat die werklikheid om ten volle geken en ten volle geliefd te wees, my begeertes hervorm, my liefde herrangskik en my gedagtes vernuwe. Vul die plekke in my wat eens na aardse dinge gejaag het en maak my 'n lewende getuienis van die vreugde wat in Christus alleen gevind word. Vader, ek kies vandag om te smaak en te sien dat U goed is. Ek kies om in U teenwoordigheid te rus, U liefde te ontvang en te wandel as die nuwe skepping wat U my gemaak het. Trek my dieper in U hart in en laat die vreugde om U te ken die vryheid word wat my lewe definieer. In die heilige naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Psalm 73 vers 25 tot 26. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan Hom behoort ek vir altyd. Hierdie vers is 'n verklaring van absolute trou. Elke aardse begeerte word onttroon, elke mededingende liefde word as onvoldoende ontbloot. God is nie een opsie onder baie nie. Hy is die enigste deel wat die moeite werd is om te hê, en alles anders is verlies in vergelyking met Hom. Die volgende vers kom uit Jeremia 2 vers 13. My volk het 2 sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. God verwys na hierdie tragedie met brutale duidelikheid. Om van Hom af weg te draai is nie neutraal nie, dit is rebellie. Om bevrediging elders te soek is nie bloot onverstandig nie, dit is geestelike selfmoord. Elke plaasvervanger vir God is 'n gebarste kruik wat nie die lewe kan onderhou nie. En dan die laaste vers kom uit Psalm 90 vers 14. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Hierdie vers is 'n uitroep van afhanklikheid, nie troos nie. As God nie die siel bevredig nie, sal niks anders te doen nie. Vreugde word nie in omstandighede, prestasies of mense gevind nie. Dit word slegs gevind in die genade van God, wat die diepste plekke van die hart vul. Baie dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.